Goeiedag geliefdes, ons het laas by die kerk vers 5 hanteer en ek is baie jammer dat ek dit nie uitgestuur het nie of kon uitstuur nie, omdat daar 'n wesenlike fout op my foon was en ek nie hierdie bid hier kon uitstuur nie. Ons het vers 5 met mekaar hanteer en ek lees dit graag net vir u. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. Ons het vir mekaar gesê dat ons het nie 'n getuienis dat Paulus ooit in Kreta self was nie, maar dat Paulus moontlik vir Titus ontmoet het terwyl hy in die tronk was op sy sendingreise, en toe vir Titus teruggestuur het na Kreta, om daar die jong gemeente wat ontstaan het, nuwe bekeerlinge te gaan toerus, as hy sê dat jy sal gaan regmaak wat oorgebly het, en verder vir hom gesê, stel ouderlinge aan. En die doel van hierdie ouderlinge aanstel was dan om die mense geestelik toe te rus, en die mense op 'n geestelike baan terug. Nou, ek gaan vandag met u die 6de vers hanteer, naamlik die eienskappe, wat Paulus dan sê waaraan 'n ouderling moet voldoen. Gaan stel ouderlinge aan, maar daar is sekere kwalifikasies wat aan 'n ouderling toegevoeg moet word en waarvan die ouderling dan besit moet hê of eienskappe wat in sy lewe waar moet word. As iemand onberispelik is. Nou hierdie is 'n geweldige woord as 'n mens praat van onberispelik. Die ouderling. Dit beteken hoegenaamd nie dat hy volmaak is nie. Dit beteken hoegenaamd nie dat hy fouteloos is nie. Want daar is geen mens op aarde wat nie foute en tekortkominge het nie. Maar dit is weliswaar waar, dat hy 'n voorbeeld moet wees vir die kudde, dat die kudde moet opkyk na hom, en dat hulle leiding van hom moet kry, nie alleen wat sy lering aanbetref nie, maar ook sy lewenswandel. Met ander woorde, dat hy hom kan kyk, en kan sien hoe behoort 'n Christen te lewe. Want dit is tog vir u en my baie duidelik. Jy kan nie 'n evangelie verkondig en dit self nie leef nie. Jy kan nie vir ander mense 'n standaard aanbied wat jy nie eers aan voldoen nie. Jakobus is baie duidelik daaroor. Moenie by 'n leermeesters wees nie, want julle sal 'n groter oordeel ondergaan indien julle nie self hierdie lewe leef nie. Dis mos die aanklag wat die Here Jesus teen die Fariseërs gegee het. Julle laai pakke op mense wat swaar is om te dra, en self verroer julle nie 'n vinger om daardie pakke te dra nie. Julle witgepluisterde grafte. Van buite lyk julle vir die mense so mooi, maar van binne is julle vol doodsbeenere en onmatigheid. U sien die geliefde, 'n valse lewe kan nie in die bediening wees nie. 'n Valse lewe kan nie 'n gemeente van die Here lei nie. Daarom hierdie woord onberispelik. Kom ons hoor wat sê Petrus vir ons daar in 1 Petrus 5 vers 2 en 3. Hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar uit bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die kudde nie, of oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Dit is wat van 'n kindjie van God moet waar wees. Dat ek 'n voorbeeld sal wees vir die kudde wat my kan navolg. Met ander woorde, ek moet nie skuldig wees aan 'n lewe wat ander mense tot struikeling kan bring nie. Ek moet die gewoontes in my lewe wat ander mense kan wegstoot van die Here af, of wat hulle in die evangelie kan laat struikel. Wat Paulus baie duidelik gesê het, dat as ek voor die heidene byvoorbeeld afgodsvleis sal eet, sal mense daaroor struikel. En dan sê, as dit van my afhang, sal ek alle vleis uit my lewe uitsny, as dit vir enige iemand tot 'n nadeel en 'n struikeling is. En dit moet die uitgangspunt van die predikant wees, van die ouderling wees. Nie dat ek maar kan maak met my lewe wat ek wil nie, maar dat ek sal kyk dat ek ten alle tye die gemeente nie sal skade aandoen, of enigiemand sal laat struikel nie. Die Here Jesus was baie besonderlik hieroor. As een van julle, een van hierdie minstes van my laat struikel, is vir hom beter om 'n maalsteen om sy nek te hang, en homself in die diepte van die see te gooi.
Daarom moet die ouderling altyd onberispelik wees, wat nie ander mense tot struikeling is nie, wat ook nie 'n klad op die naam van die Here sal bring nie, en wat geen onreg en ongeruimdheid in sy lewe sal toelaat nie, wat ander mense tot struikeling kan lei nie. Dit is wat God ook vir sy kinders, eintlik vir elke kind van die Here bedoel. Met ander woorde, dis nie alleen die ouderling wat onberispelik moet wees nie, maar daar's ook telke skrifgedeeltes in die Bybel wat vir u en my as kind van die Here opdrag gee, dat ons ook onberispelik moet lewe, met ander woorde dat ons 'n voorbeeld moet wees vir die wêreld daar buite. Die Here het immers gesê, julle is die lig van die wêreld, en julle is die sout van die aarde. Julle is soos lig wat op 'n berg is, niemand kan dit wegsteek nie. Dit word deur almal gesien. Maar dan sê hy, as die sout in jou dan laf geword het, dan deug dit nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. As jy nie meer 'n lewe het wat jy voor hulle lewe nie, as jy nie meer God se lig uitdra voor mense nie, en as jy nie die sout van God wat verderf teewerk in jou lewe aanwesig is nie, dan deug jy nie meer in die roeping wat God vir jou geroep het nie. Dis 'n geweldige standaard. Jy het 'n roeping van God, en een van hierdie roepingselemente is, jy moet die voorbeeld gaan wees vir die kudde, jy moet hulle in die volheid van God gaan inlei, deur leer, maar ook deur lewe. Dis geweldige dinge, geliefdes, teenoor 'n wêreld daar buite, het die Here ook dan juis in dieselfde gedeelte gesê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Die apostel Paulus het ook gesê, as iemand dan in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Nou kom ons kyk na 'n paar skrifgedeeltes, wat Paulus aan die kinders van die Here rig aangaande ons lewe op aarde. Filippense die 2de hoofstuk, en wel daar by die 15de vers leer vir ons die volgende. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos lig in die duisternis. Kan ek hom weer vir u gee? Dat julle onberispelik en opreg sal wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos lig in die duisternis. In die 3de hoofstuk vers 6 het hy verdere woord, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid van die wet betref, onberispelik. Hoor jy wat sê Paulus? Die geregtigheid van die wet, die eise van die wet, dit wat God van my vra, is ek onberispelik voor God in my lewe. Ons kan ook na Tessalonisense toe gaan. En u onthou die baie bekende versie wat Paulus gesê het, daar in 1 Tessalonisense 2 vers 10. Julle is my getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Elemente wat in Paulus se lewe was, wat hy vir die mense sê, julle is getuies en God is getuie, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het. Die 3de hoofstuk vers 13 sê, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid, voor onse God en Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Dat hy julle harte versterk, dat julle onberispelik sal wees, te midde van die lewe waarin ons lewe, onberispelik sal wees in heiligheid, sodat julle gereed kan wees as die Here Jesus op die wolke verskyn. In die 5de hoofstuk vers 23 het hy baie kort, maar baie kragtige woord. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, sodat julle in gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word
by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Hoor jy wat sê hy? Mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. Julle volkome heilig maak. En mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bevind word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daar in 1 Timoteus die 5de hoofstuk vers 7 het hy 'n geweldige woord. 1 Timoteus 5 vers 7 maak hy hierdie uitspraak. Hy sê, beveel hierdie dinge sodat julle onberispelik kan wees. Met ander woorde, nie alleen die ouderling nie. Ja, hy is die voorbeeld. Hy moet mense lei. Hy moet voorloop. Mense moet as dit ware van hom hulle leiding kan kry oor hoe behoort 'n Christen te lewe. Maar ons as medegelowiges het weer 'n verantwoordelikheid teenoor die wêreld daar buite. Om te sê, Here, dat ek so sal lewe, dat ek geen mens tot struikeling sal wees nie, maar dat ek 'n voorbeeld sal wees vir die wêreld daar buite, om te sien hoe lyk 'n Christen. 2 Petrus 3 vers 14. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Beywer julle dat julle voor hom vlekkeloos en onberispelik bevind mag word met vrede. Dis die oproep aan kinders van God. En dan, geliefde, behoort 'n leraar, behoort die ouderling van die mense te kan sê wat Paulus gesê het. Ja, ek en u behoort dit ook te kan sê. Maar kom ons noem dit van Paulus, die apostel van die Here, die ouderling wat voorloop as hy sê, wees my navolger soos ek dit van Christus is. 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolger. Kyk na my lewe. Kudde, kyk hoe ek met God wandel. Kyk hoe ek optree in krisissituasies. Kyk hoe ek voor julle lewe. Dat ek nie murig is of die werke van die vlees openbaar nie, maar dat ek juist die werke van die Gees openbaar, sodat julle die werking van God in my lewe kan aanskou. Ek sê weer, ons is nie fouteloos nie. Ons maak foute. En as ons foute gemaak het, dan bely ons foute teenoor die mens wat ons moontlik te nagekom het. Maar ons moet ten alle tye baie nougeset daarop handel om te sê, Here, bewaar my. Ek dink daar aan Psalm 67 vers 9, geweldige woord wat ek ook dikwels vir myself sê. Psalm 69 vers 7, wil ek net vir u hierdie vers lees, en u ken hom, ek het almal so baie vir u gegee. Maar hoor wat sê hy hier in Psalm 69 vers 7, maak hy hierdie woord. Hy sê, laat die wat u verwag, deur my nie beskaamd staan nie, o Here, Here van die leerskare. Laat die wat u soek, deur my nie in die skande kom nie, o God van Israel. Mag ek hom weer lees? Laat die wat u verwag, deur my nie beskaamd staan nie, o Here, Here van die leerskare. Wanneer hy God se grootheid sien en sê, Here, help my dat ek nooit mense tot beskaming sal bring, of u naam tot beskaming sal bring, of mense tot skade sal wees nie. Laat die wat u soek, deur my nie in die skande kom nie. Laat die wat u soek, deur my lewe nie mismoedig gaan word, en deur my lewe afgetakel word nie. Maar dat ek 'n voorbeeld sal wees om vir mense die weg aan te toon. Dis die eerste opdrag aan die ouderling. Gaan wees vir jou gemeente onberispelik. Gaan leef voor jou gemeente as 'n kind van God en toon hulle die geestelike lewe, sodat hulle van jou kan leer. Ja, ook ons kinders moet in die huis na ons kan kyk en sê, pa is werklik 'n godsman. Die manier wat hy met ons praat, die manier wat hy sy huis regeer, die manier wat hy met ons omgaan, is hy onberispelik en hy is 'n voorbeeld. Want Paulus sê, as die ouderling sy eie huis nie kan beheer nie, sy eie huis nie kan in stand hou en vir hulle 'n voorbeeld kan wees nie, hoe sal hy vir die gemeente van God kan sorg? Daarom is dit 'n geweldige standaard. Dis nie sommer net
'n ouderling aanstel nie. Dis nie sommer net 'n ampt te aanvaar nie. Dis 'n geweldige klem op jou lewe om te sê, onthou dat as jy ouderlingskap aanvaar, moet jy 'n voorbeeld vir God se kudde wees en moet hulle jou kan navolg. Dan moet nie 'n klad en 'n beletsel op jou lewe rus nie, anderster kan hulle jou nie volg nie. Mag die Here vir ons help. Mag die Here vir elke ouderling help. Mag die Here vir ons as lidmate help om hierdie standaard van God op te neem, om onberispelik en opreg te wees ten alle tye. Ons gaan volgende week weer saam met mekaar gesels en dan praat ons oor nog 'n aspek. 'n Eienskap wat van die ouderling waar moet word en 'n kwalifikasie waaraan hy moet voldoen as hy dan hierdie hoë roeping van God in sy lewe wil geniet. Mag die Here vir u seën en asseblief kom ek en u soek God se aangesig. Kom ons lê ons daarop toe om onberispelik en opreg te wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie ons skyn soos ligte in die duisternis. Die Here seën vir u en die Here help vir u in u eie persoonlike lewe. Goeiedag vir u geliefde, die Here seën vir u.